Liefdes, kom ons lees 'n gedeelte wat ek dink vir meeste van ons dan redelik bekend is. Die gedeelte waar Gideon geroep word om die volk te gaan red. Verskriklike taak vir een mensie. Rigters 6 vers 1 tot 24. Daar staan maar toe die kinders van Israel gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here. Ons moet tog nie mislees wat ons nou hier gehoor het nie. Ons kan baie keer vir mekaar eintlik vir God vra. Here, maar hoekom gebeur dit? Hoekom antwoord U nie as ek dan gevra het nie? Hoekom moet ek so swaar kry? Dan moet ons gaan mooi dink, toe die kinders van Israel gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here, het die Here hulle oorgegee in die hand van die Midianiete. 7 jaar lank. En die Midianiete het die oorhand oor Israel gekry. Vanweë die Midianiete het die kinders van Israel vir hulle die slote gemaak wat op die berge is, en die gate en die bergvestings. Want as Israel gesaai het, dan trek die Midianiete en die Amalekiete en die kinders van die ooste uit en trek teen hulle op, slaan laars teen hulle op en verwoes die opbrengs van die land in die rigting na Gaza. En hulle laat geen lewensmiddele, geen skaap of bees of esel in Israel oorbly nie. Want hulle het met hul vee en hul tente opgetrek en gekom soos sprinkane in menigte, terwyl hulle en hul kamele ontelbaar was. En so het hulle dan die land ingekom om dit te verwoes. En Israel het deur die Midianiete baie arm geword, maar die kinders van Israel het die Here aangeroep. En toe die kinders van Israel die Here aanroep vanweë die Midianiete, het die Here 'n profeet na die kinders van Israel gestuur. En die het vir hulle gesê, so spreek die Here, die God van Israel. Ek self het julle laat optrek uit Egipte en julle uit die slawehuis uitgelei en julle gered uit die hand van die Egiptenaars en uit die hand van al julle verdrukkers en hulle voor julle uit verdrywe en hulle land aan julle gegee. En ek het aan julle gesê, ek is die Here julle God. Julle mag die gode van die Amoriete in wie se land julle woon nie vrees nie. Maar julle het nie na my stem geluister nie. En ek ken die geskiedenis van Israel, is eintlik tragies. Hoeveel keer dit gebeur, die Here vir hulle spesifieke goed sê wat hulle nie mag doen nie. Agter die afgode aan. En al sulke lelike goed, en dan doen hulle juis dit. En dan is hulle verstom waarom die Here teen hulle optree. Kan nie anders wees nie. Toe die engel van die Here gekom, en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan, wat aan Joas die Abeseriet behoort het, terwyl sy seun Gideon juis koring uitslaan in die parskuip, om dit te beveilig teen die Midianiete. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper held. Toe vra Gideon hom, ag my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders waar ons vaders ons van vertel het? Deur te sê, het die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie, maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Toe draai die Here na hom toe en sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? God stuur hom dus om in die krag van die Here God self die taak te verrig. Maar hy vra, ag Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse en ek self die geringste in my familie.
Toe sê die Here vir hom, ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan. En hy antwoord hom, as ek dan guns in die oë gevind het, doen vir my 'n teken, dat dit is wat met my spreek. Verwyder u tog nie hier vandaan, voordat ek by u kom en my gawe uitbring en voor u neersit nie. Hy sê toe, ek sal bly, totdat jy terugkom. Toe het Gideon ingegaan en 'n bokkie berei, en van 'n eva meel ongesuurde koeke, vleis het hy in 'n mandjie gesit en die sous in 'n pot gegooi, en hy het dit na hom uitgebring onder die terpentynboom en dit naby neergesit. Maar die engel van die Here het vir hom gesê, neem die vleis en die ongesuurde koeke en sit dit op hierdie rots neer en gooi die sous daaroor uit. En hy het so gedoen. Kyk nou, genade is die Here, hy vra 'n teken en dan doen die Here dit. Daarop steek die engel van die Here die punt van die staf wat in sy hand was uit. Hy raak die vleis en die ongesuurde koeke aan. Toe gaan daar vuur op uit die rots en verteer die vleis en die ongesuurde koeke. Tussen die engel van die Here verdwyn uit sy oë. Gideon bemerk dat dit die engel van die Here was, sê Gideon, ag Here, Here, ek het die engel van die Here gesien van aangesig tot aangesig. Hy weet die gevolg daarvan is, as God sien, is jy dood. Maar die Here sê vir hom, vrede vir jou, vrees nie, jy sal nie sterwe nie. Toe bou Gideon daar 'n altaar vir die Here en noem dit, die Here is vrede. Dit staan vandag nog daar by Ofra van die Abiesriete. Hierdie gedeelte stem nogal ooreen, broer en suster, met 2 Korintiërs 12 vers 10. Dis wel 'n baie kosbare gedeelte wat my altyd sal bybly. Toe die AP Kerk 25 jaar oud geword het, was daar 'n groot fees in Pretoria, dis hier 2012 rond. En professor Koos Aarndorff het die diens gelei. En dit was sy teks. En jy sal dadelik hoor, dit stem ooreen met wat hier gebeur met Gideon. Waar Paulus nou kla oor sy doring in die vlees en al sy ellende, en die Here wil nie dit vir hom genees nie. Die Here sê, my genade is vir jou genoeg. En dan eindig sy hele betoog, wanneer ek swak is, dan is ek sterk. Tot sover uit die woord van die Here. Mag die Here gee dat ons ook hierdie kosbare woord sal koester en ons krag by hom vind. Almagtige en allerheiligste God, wanneer ons voor u staan en besef hoe groot en ewig, almagtig, alomteenwoordig en alwetend u is, en ons sien ons eie nietigheid en kleinheid en swakheid in u lig, dan wil ons neerval in aanbidding. Wil ons vra, Here, wees tog ook genadig en hoor ons as ons in ons nood tot u roep. Here, ons wil bely en erken dat ons so dikwels teenoor u sondig en teenoor mekaar. Wil u genadig wees, Here, en ons optel uit ons sonde nood en ons op die weg lei waar u ons graag wil hê. Ja, maak ons getrou, gehoorsaam aan u ewige God, om voortdurend u wil te soek, na die leiding van die Gees te luister. Ons dank u, Here, vir die versorging en die vertroosting wat ons ook in ons lewe beleef wanneer ons nood het. Dat u vir ons die nodige middele gee om te kan lewe. Dankie dat u ook na die siekes omsien wat tot u roep. U wat die groot geneesheer is, wat die groeikrag en die herstelkrag en die lewenslus gee, wat geen mens kan gee nie. Elke arme wat worstel om te oorleef, wat tot u roep en die maak weer die sluise van die hemel oop en die versorg vir ons met die manna en die kwartels van hierdie wêreld. Ken ook soveel eensames, Here, wat
daar in die binnekamer van hulle alleenheid tot U roep en pleit dat U in groot genade sal uitkoms gee. Ja, daar is soveel ellende, Here, onder ons eie mense, in ons gemeente, in die gemeenskap, in ons volk, in hierdie land, eintlik dwars oor die wêreld, met al sy oorloë en wreedheid en kreeheid. Ons kan maar net pleit dat U genadig sal wees. Here, dan bid ons ook vir ons kinders. Die laaste deel, die laaste skof van die jaar aanvat. Seën vir hulle, Here, met getrouheid en verantwoordelikheid, om die beste daar te doen, asof vir Uself. Jou vir die ouers, die wysheid en insig om te midde van die omstandighede waarin ons kinders met skool gaan ook steeds sal voortgaan, om hulle in U woord te onderrig, om hulle van moedersknie af van U te leer in U liefde, U genade en U goedheid in Christus. Ja, ons wil U loof en prys daarvoor. Ons wil vanmôre ook die tyd benut wat ons hier het in die huis, om U met hart en hand, met ons hele lewe te loof en te prys, want U is so genadig en goed, ons verdien dit nie. Daarom vra ons nou, Here, ons raak stil voor U. Spreek tog, praat met elkeen van ons luister graag. Amen. Liewe broer en suster, hierdie gedeelte uit Rigter 6 vertel vir ons hier die hoofdoel daarvan vir ons nog vandag is om ons elkeen te leer dat selfs in ons swakste oomblikke en tye wil die Here ons gebruik. En eers wanneer ons regtig besef hoe swak en nietig ons eintlik is, dan kan ons hierdie woord ter harte neem wat sê, maar as God by jou is, as God voorgaan, dan is jy sterk. Wat gebeur hier? Die volk van die Here is vanweë hulle ontrou en onverantwoordelikheid en hulle laksheid en ongehoorsaamheid teen die Here, is hulle in die verskriklikste nood. Hulle roep die Here om hulp. God red hulle weer. En dan doen hy dit op 'n interessante manier deur die eenvoudige, klein, nietige mensie Gideon met sy ou klein Gideons bendietjie. Ons later meer daaroor hoor. Vers 14 hoor ons, die Here roep hom en sê, kom Gideon, gaan red my volk. Dis nogal 'n opgawe. Ons lief voel as die Here vandag kom en sê, kyk hoe lyk die Afrikaner volk, stikkend uit mekaar en die wêreld vol versprei, gaan red my volk. 'n Mens sal sekerlik weghardloop. Maar dan sê hy hierdie interessante ding, die engel, die Here is by jou, dapper held. Dit is eintlik al so ironies, dat hy sê hy is 'n dapper held. Want onthou, hy kruip weg daar in die grotte, vir die vyand. Hoekom doen hy dit? Die Midianiete het hierdie aaklige taktiek met Israel gehad, in plaas daarvan om hulle weg te voer as ballinge na 'n ander land, slawerny, is hulle stadig en subtiel besig met 'n aaklige aanslag op Israel. Hulle gaan voort om die volk uit te honger. En dwars deur die land, van bo tot onder, is daar subtiele ondermyning van hulle lewenskwaliteit. Hulle ekonomie stort heeltemal in duie. Hulle hele bestaan word bedreig. Mens kan sê dis eintlik 'n grootskaalse verwurging van hierdie volk van die Here. Dit vind stadig maar stelselmatig plaas. Hier word gesê 7 jaar lank. En dan gebeur hierdie ding, die volk, Gideon wat so in groot nood is, vlug dan na die berge toe. Want elke keer as hulle probeer saai, is dit verniet. Die Midianiete kom so sprinkane aan as hulle gesaai het en die oes is op die land en hulle vernietig daar die oes. Hulle stroop die land. Hulle maak al die diere dood. 'n Dier 7 jaar, kan jy dink? 7 jaar sonder kos.
Dat ons hier gekom het, weet ek, was dit 8, 9 jaar, dat hier ook maar nie oeste was hier nie. En hoe swaar het ons boere gekry en almal het gekla oor die droogte. En dan vlug Israel, dat gaan kruip weg ergens in 'n grot of 'n spilonk, ander ontoeganklike plekke, want hulle word vertrap, verguis en verneder deur hierdie heidense volk. Hulle is eintlik soos gevangenes op hulle eie werf. As ons na ons eie omstandighede kyk, kan ons maar vir mekaar sê, dit klink amper 'n bietjie bekend. Ons eie land waar ons soveel jare in rus en vrede gewoon het, ons beleef ook maar dat ons eintlik ballinge is hier waar ons woon. En dan die erge ironie, terwyl hy wegkruip daar in die grot, die woord, jou dapper held. Hoe kan nou 'n dapper held wees, jy gaan wegkruip, so 'n bangbroek? Hy is maar net soos die volk vol vrees. Hy's daar besig om in die ongerief van hierdie grot, die parskuip, te probeer om 'n bietjie van 'n oes uit te haal uit die koringkies wat hy daar het. Jy weet dat altyd in die verlede, toe dit nou nie so gegaan het soos met die Midianiete nie, hoe op die heuwel 'n groot dorsvloer gehad, dat hulle dit daar gegooi, die koring of die gas, wat hulle ook al wil bewerk, die osse daaroor laat loop, en dan trap hulle hierdie goed fyn, en in die proses val die koring uit, en dan wandel hulle die kaf uit, en dan gooi hulle dit so in die lug met 'n vurk, dan waai die wind op die regte tyd, die kaf weg, een kant toe, en die saad is swaarder, en dit val op die dorsvloer. Hulle kan dit nie doen nie, want as hulle dit sou waag, oorval die Midianiete vir hulle daar. Daarom die ongerief en die ongemak van 'n grot en 'n spilonk in die slote, daar moet hulle vir hulle kosie bymekaar probeer maak. Hulle leef in die uiterste armoede, verskriklikste ellende denkbaar. Hoekom? Hoekom? Dit gebeur as gevolg van hulle ongehoorsaamheid aan die Here. God het hulle juis gemaan en gewaarsku om nie ongehoorsaam te wees nie. Wat doen hulle? Die woord baie skerp sê, hulle hoereer agter die afgode aan. Want ons oral by die Baal-tempels op die hoogtes het hulle gehoereer, dit is deel van die vrugbaarheid om dit te stimuleer. En tog vra Gideon in vers 13, hoekom gebeur dit nou, as die engel met hom praat? Waarom gebeur hierdie dinge? As hom verduidelik word, vers 15, dan bely hy ook sy swakheid. En hy besef maar, hierdie taak, wat die Here nou vir hom gee, is te groot. Hy sê, nee Here, maar ek kan dit nie doen nie. Ek kan nie die volk gaan red nie, want kyk net, my geslag waar ek uitkom in Manasse, is die swakste. En ek self is die geringste in my familie. Ek is heeltemal te swak, Here, ek sal dit nie kan doen nie. Jy skryf die indruk, dis asof die Here Gideon se nederigheid wil toets. Dis nogal belangrik, broer, suster, ons moet die woord hoor. Wanneer ons ook in die kerk werk, wanneer ons by ons werk is, of waar ook al, dat daar die opregte nederigheid voor God beleefbaar sal wees vir elkeen rondom ons, nie 'n gefeinste nederigheid of 'n skynheiligheid nie. Maar ons regtig dan besef hoe groot en almagtig is God. Ons het onlangs Psalm 139 gedoen, die triple-A Psalm, die alwetende, alomteenwoordige en die almagtige God. Hy is so groot, en wat is ek? Wat is jy? As ons nederigheid besef, dan sê God, stap hy saam met ons en hy tree in. Dan is ons bruikbaar as ons swak is. Kan ek vir die vraag, gemeente Oudtshoorn, kan ons dit waag in eie krag? Sê nee wat, ons net 'n bietjie beter organiseer, 'n bietjie slimmer optree, dit of dat doen, dan gaan ons sien hoe die dinge gebeur. Ons gaan dan vergeet. Eers wanneer ons besef hoe swak ons is, en jy God se krag ken, dan kan jy begin werk en leef tot sy eer. Kan nie op myself roem nie, en dit wil hy juis dat Gideon dit sal besef. Ons kan nie op onsself roem en sê, ek het die Midianiete verslaan met my manne nie. Jy ken tog daardie verhaal hoe dat God by herhaling die manne bietjie minder gemaak het, tot uiteindelik dink 300 en 135.000 was, sê die boeke.
Dis net logies, hulle kon nie roem en sê, ons 300 het dit reg gekry nie. Dis onmoontlik. As jy swak is, dan eers is jy sterk. En dan word jy hierdie dapper held waarvan die engel praat. Elkeen van ons moet vandag baie goed die woord hoor. Ons krag om kerk te wees, om gelowige te wees en te bly en getrou te wees, lê nie in onsself nie. Nie in die puikste beplanning nie, ja, ons moet ons werk doen. Maar dit lê in die eerste plek by God. Nie ons eie vernuf of eie getalle, eie vermoë of finansiële vermoë nie, nee. Dit lê in die verlossende genade van die almagtige God, ons hemelse Vader. Die genade van hierdie God wat soveel keer die pad met hierdie volk stap, hulle waarsku en dan luister hulle nie, dan gryp hy tog maar weer in. Red hulle weer. Ons krag lê in ons besef van ons nederige afhanklikheid van God en sy almag en sy alvermoë. En dan kan ons na God roep en sê, Here, help ons dat ons die goeie stryd sal stry. Want wat sê die woord? Een met God is jy 'n oorwinnaar. Ons het nie 'n mag nodig wanneer ons by God is. God alleen is in staat, nou dit baie keer in die volk se geskiedenis gedoen, om 'n hele weermag te plat te slaan of te verwilder, te laat verskrik, dat hulle mekaar bydam. En dit is net God gewees. Een met God, dan is ons oorwinnaar. Kan ek vra, doen u en ek ook alles so in daardie gees, daardie gesindheid, dat ons wat ons ook al doen, regtig alleen in die krag van God kan doen en onder sy leiding. Ons moet maar weet, as ons dit nie so wil doen nie, dan moet ons verseker wees, ons drome sal aaklige nagmerries word. Ons beleef ook maar 'n slegte tyd, 'n eie tydse Midianiete en Amalekiete wat ons oorval, wat so swerm sprinkane die oeste van ons lewe verteer. Kyk maar 'n bietjie, hoe gaan dit in ons land en die wêreld? Hoe gaan dit hier ter plaatse in ons skole en ons kerke? Wat het geword van hierdie Christelike volk wat ons was? Hoe word alles vernietig en eintlik op ons uitgeruk wat vir ons kosbaar is? Vroeger jare as sulke dinge gebeur, het sê ons almal gesnak het ons asem, dit sal die wêreld vol lê oor hierdie korrupsieskandaal. Dis alledaags vandag. Woekerwins en misbruik van posisies. En die ergste is ons volksiel, ons volksidentiteit, wat juis gegrond is in ons geloof in Jesus Christus en die woord van die Here, word vernietig. En wat doen ons, broer en suster? Kom ons wees maar eerlik, is eintlik 'n skande, maar ons vlug liewer. Ons is bang vir die stryd. Ons wil tog maar net 'n bietjie konflik vermy. Ons swyg terwyl hy van die sogenaamde vrede, maar dit is maar 'n valse vrede. Of ons swyg liewer ter wille van geld of eiendom of aansien of eer, populariteit, of dit hoort so, want dit is polities korrek om so op te tree. Gierlik gesproke gekruip ons ook maar weg in die grotte en die gate. Ons wil die aanslag ontkom. Ons wil verskoning soek. Ons probeer self floue oplossingkies vind, want ons meet onsself teenoor die vyand van die dag, terwyl ons vergeet van die krag van die lewende God wat alles oorweldig. Die ergste van alles is in ons sondenood, is dit ook so belangrik. Ons vergeet verwaarloos ons verhouding en ons kontak en ons aanbidding en ons eer van die lewende God. Wees so telkens wanneer ons hierdie woord hanteer, en dit ook op die gemeente se groep geplaas word, dat die lidmate in ons gemeente, en daar's talle, maar doodgewoon net die erediens toe kom nie. Enkeles het regtig verskonings, Bethlehem, tussen Niel of wat ook al, maar dis maar 'n handjievol.
Maar in die meer as 2 jaar wat ons hier betrokke is, broer en suster, is daar lidmate wat nie 'n enkele erediens bygewoon het. Stom my altyd, en dan sal sommige van hulle dan nog besaar toe kom, as dit getuig van kerk wees. Dit gaan oor ons verhouding met die lewende God, wat voortdurend in stand gehou moet word, gebou moet word en moet groei. En dit vind ons hier in ons gemeenskap van gelowiges, in ons ontmoeting met die lewende God. Nie daar voor die televisie, of langs op die strand, of langs die viswaters nie. Ons kan voorwaar nie meer sê, ons is 'n Christelike volk nie. Inteendeel, soveel antagonisme, en daar's baie redes voor, en waar die kerk op ons hand in eie boesem moet steek. Dis wie die boodskap gestuur van Dominee Cronje, wat ook by geleentheid praat oor die groot slim professore, wat eintlik ons geloof ondermyn met allerhande teorieë en valshede wat nie strook met die woord van God nie. Nou, die is daar. Maar daar is soveel ander, wat eerder agter al die dwaallering en die snert van Google aanhardloop en eerder dit verkondig as die waarheid van Jesus Christus. En daarom weet ons almal, raak ons eie mense, ons boeremense, kerklos en kerkloos, verlei deur hierdie dwalinge. Ander is weer vasgevang in dooie formalisme, wat net so onaanvaarbaar is. Sommige dink ons het so slim geword met die tegnologie, ons eintlik mondig, sal selfs vir God uittart. By Israel gryp God in, sy verbondsvolk. Vers 7 lees ons dat hulle roep om hulp, hulle besef hoe groot is hulle nood. Daarom moet ons ook soos Israel roep tot God, en hy sien hulle nood raak in Israel, en hy herinner hierdie vergeetagtige volk waarom dit gebeur, en dan kom red hy hulle deur Gideon. Dit is eintlik 'n wonderverhaal van God, wat uit genade nie sy kinders aan hulle eie ellende oorlaat nie, maar hulle met liefde versorg, hulle red, hulle beskerm, hulle krag gee. Meer nog vir u en vir my ook. Want in en deur Jesus Christus het hy ons ook in ons grootste nood kom red. Het hy die bose magte wat gestaan in jubel het kom vernietig. Toe hy daar in die Golgotha aan die kruis hang, het hulle gesê, hy kan nie eens afkom vir die kruis af nie. Hoe wil hy ons almal red? Kom af, tartel hom. En na hy gesnak het na sy asem, het God, as dit waar die doderyk vernietig, die poorte van die hemel oopgebreek, sodat elkeen wat in hom glo, die koning van alle konings, juis deur daardie oënskynlike swakheid aan die kruis, die ware lewe kan hê. Gideon glo in God se beloftes en hy gehoorsaam. Nou God kom haal hom met die paskyp. Baal se altare word vernietig en hy bou 'n altaar vir God daarbo en hy word uiteindelik Jeribaal genoem, wat beteken dat hy heers eintlik oor Baal. Hy het hom oorwin. En dan is hy in staat om met sy 300 manskapies die 135.000 oorwin. Met God se krag, met God se hulp. So God sê vanmôre vir ons, hy haal ons ook uit die grotte van ons lewe, van ons sonde en ellende. En deur sy krag in Jesus Christus oorwin ons die geestelike, die figuurlike Midianiete. Afsluit daarmee om te sê, as ons lewe weer so moedeloos of moeg is, en nood ervaar, in ons kerklewe, in ons volkslewe, in ons persoonlike lewe, ons eie geloofslewe, kom laat ons dan ook opreg tot God roep. Laat ons getrou, gelowig, gehoorsaam aan hom bly. Laat ons voluit die goeie stryd met God saam stry. God stuur elkeen van ons eintlik as 'n Gideon onder die bose in hierdie wêreld in, om te oorwin. Kom ons gaan vervul daardie roeping waartoe ons geroep word. Ons doen dit in nederigheid,
Wetende alleen met sy krag kan ons dit doen. Dan staan God ook voor en sê, soos vir 'n Gideon, onthou, as jy swak is, dan is jy sterk, want God is by jou. Amen.